Laat o Here die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart U welbehaaglik wees, ons rots en ons verlosser. Amen. Genade vir U geliefdes en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here, Psalm 66, vers 1 en vers 2. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer, jul dankpsalme en maak hom heerlik in jul lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66 vers 1 en vers 2. En daarna bely ons geloof saam met die kerk oor die aarde, die kerk deur die eeue. Ons bly ons geloof saam en ons elkeen sê in ons harte soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat opgevaar het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die wet van die Here, wat vir ons opgeteken is in Eksodus 20, en daarna luister ons uit Romeine hoofstuk 3, wat Paulus van hierdie wet sê. Luister dan na die wet van die Here onse God.
as 'n riglyn vir u lewe, 'n riglyn vir ons elkeen wat voor God staan en ons voor hom moet verantwoord, omdat hy aan ons in Jesus Christus die verlossing gegee het. Broeders en susters, en dan na die vryspraak, nadat ons ook uit die Nuwe Testament gehoor het wat Paulus oor die wet sê, sing ons Psalm 25, die tweede vers. Psalm 25 vers 2 as antwoord op die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die water is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broeders en susters, in die boek Romeine verduidelik Paulus vir ons verhouding tot die wet nou soos volg. Hy sê, dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierder het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Daarom, broeders en susters, verkondig ek aan u die vryspraak in ons Here Jesus Christus vir elke een wat glo. Kom ons antwoord op die wet van God deur nou saam te sing uit Psalm 25 vers 2.
Aan U, o Here, kom toe die dank en die lof van ons harte, die roem tot in ewigheid. Ons dank U, o Here, dat U ons hier byeenbring, dat ons in die eenvoud van U woord en die vergadering rondom U woord, die kerk in hierdie wêreld mag sien, wat gebou word en groei tot volwassenheid, tot haar Here kom. Wil U hierdie wonder diep in ons laat indring, want Here, daardeur sien ons U teenwoordigheid en U genade in ons lewens. Ons dank U, Here, dat U vir ons die genade gee, dat ons U mag ken. Ons dank U, Here, dat juis dit ons tot ywer aanspoor, om U woord diep te ondersoek, en dat ons dit nooit vir onsself kan of mag hou nie. Ons bid, Here, dat U met hierdie gemeente sal gaan, elke dag, dat U met die predikant wat nuut is en sy gesin hier sal wees, en die bediening wat hier gedoen word, sal seën. Ons bid vir elke ouderling, vir elke diaken, elke een van hulle wat 'n besondere taak het. Gee, Here, dat in alles U voor oë gehou sal word, en dat alles sal sentreer rondom die bediening van U heilige woord. En Here, gaan met elke lidmaat. Gee dat alles daartoe sal meewerk, dat die gemeente mag groei in kennis, in verstaan van U woord, en daarin ook in die uitlewing en in die toepassing daarvan. Ons bid vir U kerk, ook in 'n wyeer verband in hierdie land, U kerk oor die wêreld. Seën U kerk, Here, en gee vrede, dat ons in vrede mag lewe en ons taak verrig. En wil U gaan met die regering in die land, ook oor die wêreld. Gee insig en wysheid. Gee dat ons regering, maar ook ander regerings so sal regeer, dat daar vrede mag wees. Dat U kerk nie van politieke kant bedreig word nie. En wil U in ons gemeenskap gaan met die inwoners van hierdie dorp, met die boere in die omgewing, wil U in tye van onstuimigheid, rustigheid gee. Gee dat ons 'n vertroue op U mag lewe. En Here, wil U ook dink aan hulle in hierdie provinsie, wat nog steeds onder droogte gebuk gaan, ook wyeer in ons land. U het so grootliks, so mildelik vir ons voorsien. Ons bid dat U ook waar dit nodig is, verder uit U hand sal gee. Waar ons nou in hierdie oggend saam is om U te verheerlik, om U aan te roep, om U te dien,
Neem ons, o God, op die vleuels van 'n arend. Laat ons hoog vlieg. Laat ons verder kyk as die verste horison. Laat ons U sien, wat regeer aan die hand van die Vader. En neem al ons sonde weg, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, oneindig ver, o Here. En waar ons nou U woord in die hand neem en op die lippe, seën dit deur U Heilige Gees. Wees by ons, versterk elke een in sy geloof, om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit Lukas 8, die preek wat ek aangekondig het, of bekend vir Heilie gevra het om op die SMS deur te gee uit Lukas 15 staan oor vir 'n later geleentheid. Ons lees uit Lukas 8, en ons fokusgedeelte is vers 16 en tot 18, spesifiek vers 18. Dit gaan hier oor die lamp wat onder 'n emmer gesit word, en dan die waarskuwing wat gerig word. Pas dus op hoe julle luister. Hierdie gelykenis word vertel teen die agtergrond van die saaier, die gelykenis van die saaier wat vir ons goed bekend is. Ek gaan dit nie nou hier voorlees nie, dit sal wel in die preek aan die orde kom. Lukas 8 van vers 16 af. Niemand steek 'n lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder 'n bed nie. Inteendeel, hy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig kom nie. Pas dus op hoe julle luister. Want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. Maar wie nie het nie, van hom sal daar ook wat hy dink dat hy het, weggevat word. Hierdie gedeelte vers 18, broeders en susters, dit is ons fokusdeel. Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. Maar wie nie het nie, van hom sal daar wat hy dink dat hy het, weggevat word. Broeders en susters, hierdie is een van die tekste in die Bybel wat 'n mens, as mens dit so op die keper beskou, werklik kan dink, dit is daarin bitter onregverdig. Hoe kan ons Here so 'n uitspraak maak? Die wat het, sal meer ontvang, en elkeen wat nie het nie, sal nog verloor wat hy dink dat hy het. Gaan dit hier oor 'n harde kapitalis, wat sy ideologie aan die volk verkondig? Of is dit iemand wat diep verontregt voel, wat nou 'n vereenvoudigde siening van sake probeer deurgee aan sy volgelinge? Is dit 'n besitlose wat hier sy saak probeer stel? Broeders en susters, is dit 'n uitspraak wat gaan teenoor hulle wat in armoede kwyn
is die grondparon hier aan die woord, wat al hoe meer wil inpalm. Gaan dit hier om ekonomie? Gaan dit om besit? Broeders en susters, en op hierdie vraag, teen hierdie agtergrond, moet ons antwoord. Dit gaan inderdaad hier om ekonomie. Dit gaan inderdaad hier om besit. Maar dit gaan nie bloot om wat ons onmiddellik aan dink as ons aan ekonomie dink nie, ook nie aan besit nie. Dit gaan hier om die heilsekonomie. En dit gaan hier om koninkryksbesit. Hier gaan dit nie om materiële welvaart soos wat ons het verstaan nie, maar om egte rykdom en om werklike armoede. Heilsrykdom en heilsarmoede. In hierdie teks lê daar 'n dringendheid, 'n oproep. Pas dan op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. Maar wie nie het nie, van hom sal daar ook wat hy dink dat hy het, weggevat word. Hier sê Jesus, broeders en susters, dat die ewige heerlikheid waarna ons almal uitsien, nie iets van die toekoms is nie. Die gemeenskap met God is nie 'n ding of 'n verhouding wat later mettertyd sal aanbreek, soos wat ons ouer word nie. Ons dink verkeerd as ons dit bloot as 'n toekomsvisie wil voorhou. As ons dink die ewige heerlikheid is iets vir môre of oormôre, iets wat op 'n punt sal aanbreek, waarskynlik as ons sterf. Nee, die erfenis waarvan God se kinders in Christus deel het, is nie toekomsmusiek nie. Dit bestaan vandag reeds. Ons het daaraan deel, hier en nou. Nog nie in sy volheid nie, dit kom nog. Maar tog, dit is hier. Dit is vir ons 'n werklikheid. Wat 'n mens uiteindelik in die ryk van God sal ontvang, hang af van wat 'n mens daarvan besit. En dit is waarom dit nou hier gaan. Om die besitting van die ryk van God. Want elkeen wat hierdie ryk vandag reeds besit, elkeen wat dit het, vir hom sal gegee word. En elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word wat hy gedink het dat hy het. U sien, die gelowige het dit reeds. Nou al. En hy sal dit ook al hoe meer ontvang. Al hoe meer, na mate hy vorder op die geloofspad. Na mate hy toeneem in die genade van God, totdat hy die volheid daarvan beerwe. Dit is die blye boodskap waarom dit gaan. As hierdie teks wat jy op verskeie plekke in die Bybel sal teekom, jy nog altyd koud gelaat het, as jy hierdeur aan God sou dink, as 'n kapitalis, 'n tiran, wat willekeurig neem, gee en wegneem,
Broeders en susters, dan het u 'n fout gemaak. God sê, jou geloof sal jou dra. Die verantwoordelikheid wat jy deur die geloof ontvang, word jy nie van onthef nie. Die vraag is, hoe jy hierdie verantwoordelikheid dra. Voer jy met harde inspanning stryd teen Satan? Lewe jy met die geweldige moeilike opoffering van selfverloning al hoe nader aan God? As dit die pad is waarop jou voete loop, dan, broeders en susters, ontvang jy al hoe meer, geleidelik, soos wat jy in die geloof ontwikkel. Maar as jy nie werklik stry nie, as jy maar sorgeloos saam met die kerk in naam dryf, dan sal ook van jou weggeneem word wat jy gedink het, jy het. Dis die twee lyne in ons teks. Die wat het, en wat erns maak met dit wat hulle ontvang het, sal meer kry. En die wat nie erns daarmee maak nie, maar gedink het hulle het ontvang, sal 'n diep ontnugtering ondergaan. En die lyn wat deurloop, die kern van die saak, jy moet luister. Pas dan op hoe jy luister. Die kerk is in die heel eerste plek 'n luistergemeenskap. Ons kom na die erediens om te luister, om God se woord te hoor. Want die geloof is uit die gehoor. En ook die versterking van die geloof kom uit die gehoor. Dit gaan nie hier om die woorde van menslike wysheid nie. Ons kom hier na toe om te hoor van Jesus Christus die gekruisigde, wat die dood oorwin het. Ons kom om te luister na die wysheid van God, wat vir mense 'n dwaasheid is. Jy onthou Paulus se woorde aan die Korintiërs, die Jode soek 'n teken, en die Grieke soek wysheid. Maar ek verkondig aan julle Christus die gekruisigde. Pas dan op hoe julle hoor. Dit is 'n ontsaglike verantwoordelikheid wat op die kerk gelê word. Pas op wat julle hoor. Dis 'n ontsaglike eis aan u wat luister en aan hom wat verkondig. Want letterlik alles hang daarvan af. U kerk te kom. U luister na die woord van die Here. Is geen aangename ontspanning nie. Dit is nie 'n geestelike versnapering wat 'n mens aan die einde van die week of aan die begin van die week inpas tussen al die bedrywighede van 'n werksweek nie. U luister na die verkondiging van God se woord, is tot 'n seën of tot 'n vloek. 'n Seën daarin dat om reg te luister, u steeds bou, u steeds put uit die rykdom van dit wat u ontvang het.
'n rykdom wat hand oor hand, soms stadig, maar hand oor hand toeneem onder God se heerskappy in u lewe. Dit gee al meer sekerheid, 'n vasheid, 'n bodem vir u bestaan. Dit rig ons al meer op ons ewige bestemming. Die wat ontvang het, hoor u daarin, kry meer. Maar wie nie reg hoor nie, laai 'n vloek op homself, wat hom steeds armer sal maak. Om nie so te luister dat die verkondigde woord vrug dra nie. Dat dit nie tot jou lewe bydra nie. Jou hele lewe rig nie. Is om die skuld al hoe meer te maak. Broeders en susters, en dit is moontlik dat 'n mens jouself kan bedrieg. 'n Mens kan die woord van die Here vir jare lank hoor. Mens kan jare lank luister en tog jou eie pad loop, volgens jou eie willige oordeel. Dit is moontlik dat 'n mens skynbaar 'n luisterende disipel kan wees, maar eintlik net bereid is om na jouself te luister. Dit is moontlik dat 'n mens so 'n eiewillige inhoud aan Jesus se woorde gee, dat jy ten slotte nie die werklike Christus besit nie, maar 'n eie fantasie, 'n eie ideaal najaag, 'n eie heiland. En dan het jy skynbesit. Dan is dit waarop jy aanspraak maak vals. Judas was ook skynbaar 'n luisterende disipel. Hy het graag na Jesus geluister, maar op sy manier, met sy ideale, met sy eie idees voorop. Hy het Jesus gesien soos wat hy hom wou sien. 'n aardse koning wat op die regte politieke tydstip die koningskap van Israel sou oorneem. Dan sou hy waarskynlik die minister van finansies word in die nuwe ryk. Hy het Jesus gesien soos wat dit hom gepas het. En toe het Jesus vir hom gevra of hy nie maar ook wil weggaan nie. Maar hy wou nie. Hy wou bly luister, omdat hy nog altyd gehoop het dat Jesus sal wees soos wat hy hom wou gehad het. Totdat Jesus hom naderhand met sy woorde tot op die spits gedryf het. Judas, wat jy wil doen, gaan, doen dit haastig. Dan is die tyd vir luister verby. Pas dan op hoe jy luister. Die wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het. Judas het selfmoord gepleeg. Broeders en susters, en nou moet ons eers die lyn verder na onsself toe deurtrek. Is die woordverkondiging by ons soos die saad wat langs die pad gesaai word? Die gelykenis wat Jesus net vooraf vertel het. Pas op dan. Dit word vertrap en die voëls vreet dit op. Die saad is daar, maar die duiwel slaan sy greep daarop en neem dit weg.
Voordat daar groei kan wees, ruk die Satan dit uit die hart. Of is die woordverkondiging vir ons soos die saad wat op die rots val? Dit groei vinnig. Daar is 'n effense laagie grond. Maar dan verwelk dit bykans onmiddellik. Want daar is geen diepte in hierdie grond nie. Die geloof het met uitbundige entoesiasme begin. Mens kon skaars byhou. So vinnig het dinge gevorder. Maar uiteindelik is dit 'n tydelike oplewing waarin daar geen volharding is nie. Of broeders en susters, is die woordverkondiging vir ons soos die saad wat tussen die dorings en die onkruid val. Jy hoor die woord, maar voordat jy dit kan bedink en daarmee 'n erns kan maak, is dit klaar verstik deur die sorge van die lewe. Jou bekommernisse oor jou bestaan, al die moeilikhede in die ekonomie en wat alles nog daarby kom. Is dit dalk die opwellinge in jou lewe wat jou so in beslag neem, dat dit die woord en die groei van die woord verstrengel? Of broeders en susters, val die saad van die woord by u op goeie grond? Dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Dis hierdie mense waarby die woord werklik groeikans kry, indring in jou wese en waarvan die vrug dan duidelik word. Op 'n onvoorstelbare verborge wyse teen 'n mens se natuurlike begeertes in, laat God die saad van sy woord en sy kinders se harte groei tot dade. Hulle kan dit nie vir hulle self hou nie. Dit is onmoontlik. Die vrugte daarvan kan nie verborge bly nie. Mens kan jou voorstel, die swaar takke vol ryp vrugte hang om gepluk te word. Ander het iets daaraan. Die woord is nie op homself gesentreer nie, maar dit laat groei en uitbou. Pas dan op hoe julle hoor. Die woord wat gesaai word, laat niemand onveranderd nie. Jy word ryker of jy word armer. Christus neem in jou toe. Jy word al hoe minder. En die verskriklike armoede is dit. Jy word meer en Christus word al hoe minder in jou lewe. Nader aan sy maar net daar 'n naam. 'n naam wat vir jou niks meer sê nie. Kan jy sien wat 'n ontsaglike verantwoordelikheid dit is om 'n erediens by te woon? Kan jy verstaan hoekom dit so ontsettend belangrik is om onder die geklank van Gods woord te kom? Pas op dan hoe jy luister. Alle skynbesit word ontmasker. Niemand kan God bedrieg nie. Niemand kom op die lang duur weg met half
halfslagtige geloofsklere, met 'n halfslagtige geloofslewe, wat maar saamdrywe nie. Ons moet 'n gemeente wees, u moet 'n gemeente wees, wat bereid is om te luister, waaragtig te luister, om deur te priem na God se wil vir u lewe. Nie 'n gemeente wat hoogstens met voete wat skuifel en met lippe wat prewel op die pad gaan nie. Want die wat het, hulle ontvang steeds meer. Broeders en susters, daarom 'n jubelende gemeente, 'n werkende en dienende gemeente, 'n vaardige gemeente in sy stryd teen sy oppervyand die Satan. 'n Gemeente wat met onderskeiding na God se woord luister. Dit bring ons by een van die groot geheime van die gemeente. Jesus Christus regeer sy gemeente deur sy woord en gees. Wie na die woord luister deur God se gees, luister na die stem van Christus. En soos wat die gees in hom werk en in hom groei, word hy minder en Christus meer, omdat sy oë al beter gefestig is op Jesus Christus, wat aan die hand van die Vader regeer. Dit is ons troos vanoggend, vir elkeen wat bereid is om te luister. Jou skat word al hoe groter. Die wat die genade ontvang het, ontvang altyd al hoe meer. Die koninkryk van God begin al breër in u hart werk. Eendag na die dood word dit voortgesit, maar dan in sy volheid. Daar waar God vir ons die ewige lig sal wees, in ons en om ons. Soos die profeet Jesaja gesê het, daar sal nie 'n son of 'n maan wees nie, want jou ewige lig is die Here, jou dae van smart is verby. Die wat hier reeds iets daarvan het, ontvang daar nog meer. Alles, ja, word vol van God se heerlikheid. Luister dan, geliefdes, hoor die woord van die Here en gaan van hier af in vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is ons fakkel, wat sy ligglans voor ons dra. Voor ons voet die duisternisse van ons lewenspad verja. Gee dan, o Here, dat ons reg kan luister. Dat ons deur u woord en gees al kleiner en al minder word, dat u in ons mag opstaan. Here, gee dat ons u kan grootmaak. Ons bid dat ons so sal lewe tot u eer en tot u verheerliking. Gee, Here, dat ons die roeping wat u
laat uitgaan na ons toe, om na U te kom, trou sal beoefen, elke dag van ons lewe. En wil U U seënende hand dan op ons laat rus, in voorspoed en in teëspoed. Wil U gee dat ons in vaste geloofsvertroue mag weet, dat alle dinge uiteindelik ten goeie vir ons sal meewerk. Want U is ons God en ons Here. Seën ons dan in die week wat voorlê. Seën ons in ons arbeid. Gee, Here, U woord tot ons versterking. En laat ons tog reg luister. Om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, kom ons sing saam Psalm 40 vers 3 en 4 en daarna is daar geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Psalm 40 vers 3 en vers 4. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons Psalm 89 vers 6 en vers 7. Psalm 89 vers 6 en 7 sonder dat ek dit weer aankondig na die diens van barmhartigheid.
verricht, dat alle nie bly is. O, prys die grote krag, wat alle krag oortref het. En die gerechtigheid wat alweer opgehef het. Doch is roemel, sieraad en opdracht, wat op bekleed met sterting onverwinbare mag. Uit vrye guns alleenheid, ewige mededoen. Hef ons die hoevermoeg weer, sterk deur Gods vermoë. Want God is onze skuld, die weerkrag van ons lewe. En onze koning is deur Israels God gegewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.